In Ink Luisterstories bied aan Dag sê al die inkvriende, Sarita Pieterse alias Saartjie die Bosveldbyp. Ons lees vandag verder van Anna van Broederstroom hoofstuk 5. Anna en Gert gesels daardie aand tot die koshuis se deure toemaak. Hy vertel haar alles oor sy grootwordjare as enigste kind. Sy hegte, maar soms ongebalanseerde verhouding met sy ouers, veral sy ma. Studentejare met Regard as kamermaat en steeds beste vriend. Sy passie vir die landbou en die wynindustrie. Sy groot liefde vir sy boerpere. Hy laat toe dat sy hom oor alles wat sy wil weet uitvra. Anna hou die geselskap behendig aan die gang sonder om veel van haar eie agtergrond te sê. Gert besef dit. Toe hy daardie aand vir haar goeienag sê, weet Anna alles van hom af, maar hy weet feitelik niks van haar, behalwe dat hy haar onvoorwaardelik liefhet. Hy soen haar innig, vou albei haar hande teen sy bors toe en fluister sag. My Anna, moenie dink ek het nie agtergekom hoe netjies jy my vanaand gesuistap het nie. Maar ek sal wag tot jy uit eie wil vir my jou hele storie vertel. Intussen kan jy maar onthou dat ek nie vir hoenderpoep geskrik het nie. So ek gaan ook nie skrik vir wat ook al jy nie vir my wil vertel nie. Ek het jou onvoorwaardelik lief, Anna. So jy kan maar jou bagasie afpak. Anna kyk na hom. Sy wil iets sê, maar bedink haar en soen hom weer innig voor sy nagsê en terugloop na haar kamer toe. En so, terwyl sy in die gang afloop na haar kamer, begin die duiwel met sy vieslike kloue aan haar selfbeeldkarring. Ongemerk trek hy 'n enkele ek is nie goed genoeg rafeltjie los, sodat die res sommer van self kan uitrafel. Anna dink terug aan Broederstroom, die armoede, die eenvoud, die hopeloos te veel, die hopeloos te min. Vir die soveelste keer in haar lewe skaam sy haar vir haar herkoms, om dan net weer skuldig te voel oor sy haar skaam. Om arm te wees is immers nie 'n skande nie. Sy besef dat sy een of ander tyd vir Gert sal moet vertel, voor hy dit dalk by iemand anders hoor, maar die moed daarvoor ontbreek haar. Gert torring nie aan haar nie. Vir die volgende maand gly hulle van reënboog na wolk, totaal verlore in mekaar. Kom net so nou en dan af aarde toe vir spys en drank. Anna gaan eet op 3 geleenthede by die Kronjees. Sy ontmoet ook vir André Kronje, Gert se pa, net 'n ouer replika van Gert. Vandat sy die eerste keer in André Kronje se oë gekyk het en sy hand ferm gedruk het, wis sy dat sy in hom 'n lewenslange bondgenoot en mentor gevind het. Bonita Kronje is egter 'n heel ander saak. Alhoewel sy by elke geleentheid vriendelik en amper oordrewe hoflik teenoor Anna optree, weet Anna instinktief, hierdie vrou gaan haar uiterste bes doen om haar en Gert se toekomsplanne te verongeluk. Sy hou nou maar eenmaal nie van Anna nie, en Anna het geen idee hoekom of wat om daaraan te doen nie. Gegewe Gert se hegte verhouding met sy ma, durf sy nie met hom daaroor praat nie. Anna kan haar verbasing byna nie verbloem toe sy een middag van die hospitaal afkom en Bonita haar by die koshuis inwag nie. Sy is soos altyd foutloos geklee in 'n mosgroen ontwerpersbroekpak met stylvolle bykomstighede.
Sy groet vriendelik en vra of Anna nie lus is om saam met haar te gaan middagete nuttig nie. Sy het vir hulle bespreek by die boothuis, 'n eksklusiewe restaurantjie in Camps Bay. Anna kry die gevoel dat alhoewel sy hoflik gevra word, dit eintlik 'n bevel is. Sy gaan verklee so vinnig sy kan om die vrou nie te laat wag nie. Gelukkig het sy net die vorige week vir haar 2 nuwe uitrustings aangeskaf en sy trek die ligblou broekpak met bypassende geblomde blousie aan. In 'n rekordtyd staan sy koel en kalm voor Bonita, gereed om te gaan. Ergens vandaan kom die woorde, "Let the games begin," in haar gedagtes op. Anna bestel 'n hoenderslaai en sodawater. Sy gesels onderhoudend met Bonita, waaksaam, wagtend. Uiteindelik voer Bonita aan. "Jy's 'n intelligente meisie, Anna. Jy het moontlik al geraai dat hierdie uitnodiging nie om Doveneur te gaan nie, so ek sal sommer dadelik vir jou duidelikheid gee. Ek het 'n bietjie navraag gedoen oor jou. As 'n mens weet hoe en waar om te soek, is dit nie moeilik nie. Broederstroom is maar 'n elendige ou plekkie, sou jy nie sê nie? Kyk, verstaan my mooi. Ek het geweldige respek vir die feit dat jy bo jou omstandighede uitgestyg het. Maar om darm van Gert te verwag, om aan sulke laagklas mense te verbind, is darm verregaande, of hoe dink jy? Wel, wat as julle dalk, sulke kinders het? Jy beweer dat jy hom lief het, kan jy dit dan regtig aan hom doen? Anna voel hoe die res van haar moskombersie vesel vir vesel begin uitrafel. Sy kyk Bonita Cronje net stom aan. In al die tyd onder haar pa se dak het geen woord, geen daad, geen dragsla ooit so hard of so raak geslaan as hierdie vrou se sagte, beskaafde woorde nie. Bonita geesel voort. Ek lei af van jou reaksie dat jy Gert nog nie vertel het nie? Goed so, hy hoef nie te weet nie, maar dit sal van jou afhang of dit tussen ons twee gaan bly al dan nie. Wat bedoel u? Vra Anna verpletterd. Bonita glimlag oorwinnend. Dit is baie eenvoudig, Anna. Al wat jy moet doen is om nee te sê. Anna kyk haar verward aan. Bonita voeg sarkasties ongeduldig by. Ag, kom nou Anna, asof jy nie weet nie. Gert was by my. Hy het sy ouma se verlovering kom vra. Ek het natuurlik vir hom gesê ek sal dit met die grootste liefde gee. Maar ek weet en jy weet dis nie moontlik nie. Hy wil jou verras en dit daar in die kelder aan jou vingers steek. Julle het blykbaar 'n spesiale plekkie daar. Jy gaan dit van die hand wys en die verhouding beëindig. Sodoende bly jou agtertangse verlede tussen ons en Gert se reputasie ongeskonde. Anna sit soos 'n soutpilaar. Bonita staan op en sê hardvogtig, ek neem aan jy sal self jou weg terugvind? Verskoon my asseblief. Totsiens, Anna. Anna antwoord haar nie, staar net niks siende voor haar uit. 'n uur later kom een van die kelners na haar toe. Jammer juffrou, maar die tafel is reeds weer bespreek vir die volgende groep gaste. U is welkom om verder op die terras te vertoef. Anna kyk hom aan asof hy 'n vreemde taal besig. Sy staan meganies op en beweeg aan deur toe. Hoe sy van daar af by die koshuis gekom het, kon sy nie later sê nie. Sy kon genadiglik niemand teen nie. In haar kamer gaan klim sy dadelik onder 'n warm stort in, asof om die pas afgelope gebeure uit haar geheue uit te was. Toe sy later op haar bed gaan sit, is sy kalmer, maar die middag speel soos 'n swak gruwelfilm oor en oor in haar kop af. Sy het geen verweer. Alles wat Bonita gesê het, had meriete. Sy sal Gert moet laat gaan, hoe swaar dit ook al mag wees. Sy sien egter nie kans om so wreed te wees as om te wag tot hy haar vra en dan te weier nie. Om die waarheid te sê, sal dit beter wees as sy hom nooit weer sien nie. Sy sal letterlik soos 'n dief in die nag moet wegglip. Gert laat weet hy kom herhaal die volgende aand vir fliek. Sy besluit om die uitnodiging te aanvaar, sodat sy vir oulaas tyd saam met hom kan spandeer. Intussen dien sy haar bedanking in by matrone Fischer. Daar is 'n pos beskikbaar by Middelburg Hospitaal en sy kan dadelik begin.
Dit is 80 km van Broederstroom af, so sy kan gereeld huis toe gaan. Matrone Fischer is baie spyt oor haar bedanking, maar vra nie verder uit nie. Dit is vir haar duidelik dat hierdie geen maklike besluit vir Anna was nie. Haar verdere studie kan sy van daar af ook doen en sy skryf vir haar 'n loflike getuigskrif. Anna vra haar om die bedanking stil te hou. Die aand saam met Gert is vir Anna die moeilikste ding wat sy nog ooit moes doen. Sy moes al haar kragte inspann om hom nie te laat agterkom wat gaande is nie. Hulle gaan drink na die fliek skuimkoffie by 'n gewilde restaurant. Gert kyk na haar met soveel liefde, dat sy amper ingee en hom alles vertel. Dan onthou sy weer Bonita se woorde. Jy beweer dat jy hom liefhet, kan jy regtig dan dit aan hom doen? En haar hart breek van vooraf. Sy groet Gert voor die koshuis. Vou weer soos daar die eerste dag haar arms om sy lyf en begrawe haar gesig teen sy bors. Luister vir oulaas na sy hartklop. Doef, 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 doef. Sy wil dit nooit vergeet nie. Sy lig haar kop na hom en soen hom passievol, lank, innig. Totsiens liefste Gert, lig van my lewe, klop van my hart. Gert kyk haar verras aan en sê, well, I never. Sy soen hom weer en stap vinnig die koshuis in. Kyk nie weer om nie, die trane reeds in haar oë opgedam, soos wat haar siel stuk begin wegvloei. Anna pak daardie aand vinnig, sonder ophou. Die hospitaalbusie vertrek môreoggend om 6 uur voor die koshuis. Die gryshond vertrek stiptelik om 7:30 noorde toe. Teen die tyd dat sy op die bus sit, het sy al haar emosies onder beheer. Sy beloof innerlik om nooit weer haarself oop te stel vir weerloosheid en seerkry nie. Die donker oë van Gert Cronje, die verdoemende woorde van sy ma, laat spore in haar siel wat nie maklik sal toewaai nie. Maar die lewe gaan voort en werk is die beste teenvoeter vir 'n seer hart. Anna meld 3 dae later by Middelburg Hospitaal aan as senior suster in die kindersaal. Die eerste wat haar kom groet is Suster Ella Groenewald. 'n Kort, gesette sustertjie met vlamrooi hare, baie sproete en geen filters nie. By die kennismaking kry sy Anna aan die skouers beet en sê benoud, "Jemel suster, wie of wat het jou beet gekry? Jy lyk soos 'n hond wat gif ingekry het." Anna kan nie anders om te lag nie. Sy besef dat hierdie vars briesie van 'n mens haar redding gaan wees in hierdie eerste paar weke. Gaandeweg begin daar rigting kom in haar nuwe omgewing. Anna hervat weer haar studies. Sy gaan gereeld vir 'n naweek huis toe. Besluit na 'n paar maande om vir haar 'n woonstel te kry. Daar is oulike wooneenhede op die hospitaalperseel beskikbaar vir die personeel teen baie billike koste. Sy laat Sissa en haar ma kom om haar te help om die woonstel in te rig. Hulle bly 'n hele week by haar en die 3 van hulle koop gordyne, maak tafeldoeke, trek 'n paar stoele oor wat sy by 'n pandjieswinkel gekry het. Haar ma kook 'n paar etes wat sy net kan uithaal en vries. Net voor Hermanus hulle weer kom haal, loop hulle deur die woonstel en bekyk tevrede hulle handewerk. Alles lyk smaakvol, al is dit eenvoudig. Anna bederf hulle vir oulaas met vis en skyfies by Rex Café. Hulle groet en dan is sy skielik vir die eerste keer alleen in haar nuwe woonstel. Sy trek die bedkassie se laai oop net voor sy gaan slaap. Haal die enigste foto wat sy van Gert het uit en kyk lank daarna, voor sy 'n soentjie met haar vinger daarop plak en dit weer in die laai wegbêre. Anna word 3 weke later een oggend wakker geklop. Sy kyk op haar horlosie. Dit is net na 6. Wie kan so vroeg pla? Sou daar fout wees by een van die bure? Toe sy die deur oopmaak, kan sy haar verbasing nie wegsteek nie. Sy vergaap haar openlik aan die toneel voor haar. "Hallo Anna, jammer ek maak jou so vroeg wakker, maar ek kon nie langer wag nie."
Anna maak die deur weier oop, steeds stom van verbasing. Wat is fout? Het jou ma? Nikkie se oë skiet vol trane terwyl sy bewerig antwoord. Nee, Anna. Hulle het my weggejaag, lankal. Daar is nie nou tyd om te verduidelik nie, Anna. Ek dink my water het gebreek. Word vervolg. O, julle, hier kom 'n ding, sê ek, hier kom 'n ding. Ons sal maar moet wag vir hoofstuk 6. Lekker dag verder vir almal. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.